hoor my, sien jy? Ek nou wat ek verander dit 'n bietjie, nou mis hulle dit, nee. Maar baie welkom al die mooi mense. Ons vertrou dat u saam met ons hierdie diens sal geniet en dat dit 'n wonderlike geleentheid vir elkeen van ons sal wees. Gaan my net gou vinnig daar niemand by my verskoning gemaak nie, behalwe dan die Sue wat in die hospitaal is. Ek wil net vir u sê, ek was Woensdag aan by haar, terwyl dinge is, dis so 'n bietjie deur mekaar en so aan, maar dus op die einde van die voor ek loop en voor ek vir haar bid te sê, sy pastoor, ek dink in haar koortjie, never failed me yet. Jesus loves has never failed me yet. En ek wil vir u vanmôre verseker, die Here staan daarby. Maar dan wil ek net hierdie maand se verjaarsdag net Olivier, sy is nie vanmôre hier nie, maar sy verjaar môre is die Here ons spaar. En dan Vrydag die 5de Junie vir verjaar Laurens de Beer, dan sy 80 jaar oud. En ons raak nou al deesdae oud, nee. En moet nou besop en so aan. En dan voorbidding vir pastoor Mike en Veronica ook, en besonder Veronica, ons dink aan jou, dat die Here ook vir jou sal aandra, vanaf myself en my hand, hy baie beter, hy voel goed, en doen al baie goed met hom. Dinsdag kom die verbande af, dan sal dit al beter lyk, en so aan. En ons bid nog steeds in die Sue, ons bid nog steeds vir Niels ook, en dan ook vir Niels se vrou, en dan ook nog steeds Petra, hè? Ja. Nee. Ja. En dan vir Petra, werksgeleentheid ook vir Belinda, en Niels se vriendin, mag die Here ryklik seën. En dan die aankondigings, biduur is Woensdagoggend 9:00 hier by die kerk, en ek wil al die seniors uitnooi wat dalk nou nie bidduur te kom nie. Ons het eintlik Woensdag gaan ons seniors lekker koffie en tee, koek en tee eet. En ek wil vir julle vra, as jy nou nie deel is van die bidduurgroepie, jy is welkom. Kom gerus, bring maar net 'n bordjie eetgoed, sout of soet, bring jy saam, en ons gaan dik vriende hier mekaar het. En dan Sondag die 7de Julie, dis volgende naweek, dan het ons 'n spesiale Vaders en Moedersdag so gesamentlik. Ons het dit nou nie apart by soos in vorige jare nie, maar dan hou ons dit dan by die geleentheid volgende Sondag, en dan die Sondag daarna, dan is die 14de Julie, dis wanneer Eddie verjaar, maar nou sal dit nie daai dag hier nie, maar dan het ons die Bybelgenootskap, pastoor Stef Pieterse wat dan vir ons kom besoek, hy kom daai geleentheid. En dan is die Junie maand gemeenteblad, is klaar elektronies uitgestuur, maar daar is gedagte kopieë by die ingang. En dan na afloop van die diens moet u net asseblief die wat Kenny en reis bestel het, dit kom haal, en sovoorts, en dan gaan ons dit geniet en so. So asseblief, dit is alles reg in die saal, so kry dit daar, sorg dat u dit betaal, of dan ondersteun ons dan op die manier ook die sisters. Amen. En dan 'n bietjie opgewonde klink. Amen, dis 'n diens wat wag. Amen. En kom ons staan en gaan bid, ek vra om die diens vir ons te open met gebed. Daarna gaan ons heerlik hartlik saam sing en die naam van die Here groot maak. Dankie. Vader, ons eer u vir die grootheid, die goedheid, die genade en die liefde, Here. Wat sal ons doen, Here, as dit nie vir u was nie? Ons 'n klein spikkeltjie op hierdie aarde, u het in die magtige troon opgestaan en elkeen van ons daar uit die moddersluit van sonde kom uithaal, Here. En daarvoor sê ons vanmôre vir u baie dankie, Here. Dankie dat ons vanmôre hier in die tafel mag sit om te sê ek herdenk dit wat met my gebeur het. Ek moet sê baie dankbaar daarvoor vir u genade en u liefde, Here. Wat vanmôre vir elkeen wat nie goed en gesond is nie, Here, wat nie lekker is nie. U ken elkeen by die naam, u ken elke ene met die ou bloedvaatjies, en ek vra dat u vanmôre elkeen so goddelik sal aanraak.
dat hulle sal bewus word van die heerlikheid en die genade in hulle lewens. Mag het ook wees, Here, vanmôre, ek bid vir pastoor Mike, dat U vir hom sal seën, Here, U vir hom daar sal staande hou, U vir hom daar 'n hart en 'n gedagte sal gee, wat skoon is en wat die boodskap sal bring, wat U vir hom gegee het, Here, dat ons dit elkeen sal ontvang, dat ons harte voorberei sal wees vir die saad wat vanmôre geplant gaan word. Bid vir ons musikante, vir ons voorsangers, bid vir ons klankmense daar agter, dat almal wat daar betrokke is, dat U hulle elkeen sal seën en op die tafel kom, Here, dat elkeen wat daar teenwoordig sal wees om te help, dat U hulle elkeen sal seën en dat ons môre hier met 'n salwing sal uitgaan. Hierdie wêreld en die wêreld vir eer en verheerliking van U groot naam. Mag U verheerlik word vanoggend, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Ons groet U vanoggend van die musiekspan se kant af en ek wil net sê dat jy sou gesien het dat die tema hierdie week of vandag gaan oor sy liefde. Nou, ons kan hier wees vandag omdat hy ons eerste lief gehad het. Is dit nie so mooi nie? Omdat hy ons eerste lief gehad het en daar is net een liefde wat vir ewig bly en dit is die liefde van God. So kom ons sing vanoggend van sy liefde en van sy grootheid en laat ons net vanoggend onsself verloor in sy teenwoordigheid. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons heerlik sy naam, kom ons heerlik sy naam. Alles verander maar Jesus nooit, kom ons heerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons heerlik sy naam, kom ons heerlik sy naam. Alles verander maar Jesus nooit, kom ons heerlik sy naam. Gaan ek vra, soms so terwyl ons dit sing, wil ek hê dat jy moet net draai na die persoon langs aan, of agter jy, of voor jy, en ek wil hê dat jy vanoggend vir hulle moet sê, die liefde van Jesus is wonderbaar. As jy wil bylas, hoekom dit so wonderbaar is, doen dit ook sommer. Maar sy liefde is so groot vanoggend, dat ek het so ervaar, en toe ons hierdie koorverse uitgewerk het die Here reeds geweet, dat iemand vanoggend moet hoor, dat sy liefde wonderbaar is. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons heerlik sy naam, kom ons heerlik sy naam. Alles verander maar Jesus nooit, kom ons heerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, so wonderbaar vir my. Kom ons heerlik sy naam, kom ons heerlik sy naam. Alles verander maar Jesus nooit, kom ons heerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons
van verskeie mense kry soos 'n Fluk en Kobus. Ek sê nooit vir hulle waar my tema vir die maand gaan hê. Maar die God wat ons dien is so groot, dat wanneer ek daai plasings begin insit en plasings begin insit, dan is dit net so 'n goue draad wat so deurweef. En as jy my stukkie sal lees, kan jy lees daar dat hoekom is dit so belangrik om hom te aanbid. En dit is vanoggend praat dit weer tot ons, want ons het nou net gesing dat sy grootheid is so groot en hy bly altyd dieselfde. So Openbaring 5 sê vir ons, toe sing hulle 'n nuwe lied wat sê, U is waardig om die boek te neem. Hoekom? Want U bloed het ons gekoop uit elke stam en elke nasie. Kom ons sing dit.
Ons wat op verpaas met daar aan staan ons het nog genoeg Here. As ons net aan die tafel kyk, kom al die lof en al die eer en die al die aanbidding aan die Here. Thank you Jesus, dankie Here. Dit is liefde in die hoogste graad hierdie wat die Here vir ons gedoen in die kruiswerk van Golgotha. Die naam is 'n fisiese betekenis en dit beteken wat ons herinner aan God se onvoorwaardelike liefde. Ewigdurende liefde vir ons. Wanneer ons die brood eet volgende van die sap drink, laat ons dink aan Jesus se liggaam wat ons gebreek was, jy weet. Daar was nie groot, daar sal nooit 'n groot liefde wees nie. Daar is nie groot liefde, daar sal nooit 'n groot liefde wees. Jy weet nie wat. Hy het dit gedoen vir elkeen van u wat voor ons sit en ons wat voor staan. Dit is nie genoeg rede om vir hom dankbaar te wees vir wat Jesus vir ons gedoen het. Ek wil net noem aan die begin dat hierdie tafel, soos pastoor ook altyd sê, behoort nie aan die volle ewige kerk nie. As jy kind van God is, met sy bloedgewaste kind van die Here, is jy net so welkom vir God aan die tafel deel te hê. Matteus 26 vers 26 sê, terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. Hy het die seën gevra en gebreek. En hy sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. En ons hoef dit nie net elke nagmaal Sondag te herdenk, ons kan elke dag van ons lewens herdenk wat Jesus wil doen. Jy weet, as so net die roos kyk vanoggend, dit is maar in afval, die roos van Salom wat vir ons gebreek was. En ons wat dit nie verdien nie. Ek wil vra dat die diakens, terwyl die gemeente in die stemme van gebed is en die hoop dat gebuig is, die oorgesluit is dat die diakens dit eers asseblief vir die musikante gaan bedien en ons daarna die gemeente bedien en as jy dan later met die beker kom bedien word, moet jy net die hand want ek doen die musikante sangers asseblief diakens. Oh
gemeente kan herdenk volgens wat U vir ons gedoen het. Vader, ek bid vir die seëne op elke persoon, sodat ons met waardigheid hierdie beker ook kan neem, soos wat ons die broodjie geneem het. En alles te herdenk aan die dood wat U vir ons gesterf het, om vir ons sondes te sterf, sodat ons eendag weer saam met U in die hemel kan wees. Matteus 26 vers 27 en 28 sê, toe neem hy die beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word, tot vergifnis van sondes. Jy weet, ek stel my altyd voor, met elke druppel bloed, wat van Jesus afgeloop het, en hy het afgestroom het op die kruis. Elke keer as dit geval het, op die grond, het iemand se naam daaronder gewees. My naam, Jan se naam, Lekkie se naam, Veronica se naam, Chris se naam, het dit vir jou gedoen. Kom ons wees volgende dankbaar dat Jesus sy bloed vir ons gestort het. En vooral die diakens, die bediening met die sap, as jy die beker lees, jy steek dit jou hand op, en dan sal jy daarmee kom met die baie dankie daar is. Thank
gedeelte wees nie. Ek gaan nie die boodskap rondom doen nie. Ek gaan net my swaarste skrifgedeelte van ons voorlees. En ek het my Bybel hier gehad, en ek sien hy sit langs my. So ek gaan jou Bybel gebruik, die skrif is groter. Ek sien beter. So ek gaan lees uit 1 Korintiërs 13, en ek gaan al 13 hoofstuk, al 13 verse, so dit sê soos volg. Die opskrif is die uitnemendheid van liefde. Al sal ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal en 'n verleidende simbaal geword. En al sal ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sal ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sal ek niks wees nie. En al sal ek my goed uitdeel, en al sal ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek nie die liefde nie, dan sal dit my niks baat nie. Die liefde is langmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseer, hulle sal tot niets gaan. Of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niets gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal dit wat ten dele is tot niets gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou, een van die belangrikste verse in die Bybel. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Môre sê aan die familie van die Here, gaan dit goed? Het jy lekker geslaap? Eet daai kleintjie alstyds. Nog nie. Dit is net 'n vinniger werk. Goed, dis lekker om saam met u te wees en weer die woord gaan te bedien. Mense, dit is maar 'n uitdaging met my gesondheid. Ek wil hê jy moet dit maar weet. Maar ek gaan nietemin my bes te probeer vanmôre. Die linkerkant van my lyf is regtig besig om in te gee. Maar ek gaan my beste vanmôre doen. En terwyl ek nog kan bedien, wil ek probeer. Ek weet nie meer hoe lank dit gaan moontlik wees. Nou ja, dankie my ouers, dankie vir die mooi sing ook, Shamaine. Dit het julle lekker gesing. Amen. Julle moet net nie so stil wees as ek praat nie. Dan hardloop ek hier. So julle moet saam met my gesels. Dankie vir die lees van die woord. Ek waardeer dit. Dis maar alles om 'n bietjie tyd te spaar sodat ek net kyk of ek my tyd kan staan hier agter die kansel. Ek wil vanmôre met die gesels liefde soos God dit bedoel het. En soos my gewoonte is, u wat notas maak, wil ek dit weer in 3 dele indeel. Dan weet u ook waar trek ons min of meer in die preek. Die eerste gedeelte of die eerste punt waaroor ek wil praat vanmôre is, Paulus gee 'n beskrywing van God se liefde. Ons gaan by dit stil staan. En tweedens gaan ek kyk na, en dit gaan baie bondig wees, 3 kernwaarhede van hierdie liefde waarvan ons gelees het in die Bybel. Hierdie liefde wat bly tot in ewigheid. En dan gaan ons die laaste punt gaan ons praat oor God se liefde
is ewig en God se liefde is vir altyd. Goed, nou ja, kom ons begin werk en die eerste vraag wat by my opgekom het toe ek die preek voorberei was, wat dink u was die toestand van die gemeente in Korinthe toe Paulus met hulle praat oor die beskrywing van God se liefde? Kom ek gee vir u die antwoord. Daar was 'n gebrek aan die liefde van God in die gemeente. Daar was 'n tekort van God se liefde in die gemeente, wat nie, en ek wil dit onderstreep, die geval is van hierdie gemeente. Ek dink regtig van die paar gemeentes wat ek bedien het, net 3 bedien in 40 jaar, maar regtig, ek wil u vanmôre 'n pleintjie gee. Ons sal ver moet gaan soek vir 'n gemeente wat liefde het soos hierdie gemeente. Maar in Korinthe was daar nie liefde nie. Liefde was afwesig. En dit het vir my by die volgende vraag gebring, en dit is, as liefde ontbreek het in die gemeente van Korinthe, wat was die ethos van die liefde in Korinthe? En dank die Here, dis nie die geval hier nie, en ek hoop nie dit sal ooit die geval hier wees nie. Nommer 1, daar was verdeeldheid in die gemeente. U moet verder gaan lees in die geskiedenis, en dan sal u lees dat in die gemeente was daar menslike trots. Liefde het ontbreek. In die gemeente in Korinthe het mense partyskappe gevorm. Party het gesê, ek is vir Paulus, en die ander het gesê, ek is vir Apollos. Dank die Here, dis nie hierdie geval. Ek is vir pastoor Leslie en ek is vir pastoor Mike. Dank die Here, dis nie in hierdie gemeente. Want dis wat in die gemeente aangegaan het. Daar was rusie in die gemeente gewees. Daar was hooghartigheid in die gemeente gewees. Daar was selfsug in die gemeente. Mense het op mekaar neergesien. Nou goed, kom ons hou die preek gestruktureer. As dit die geval was, dat liefde ontbreek het in die gemeente, en dat dit dan die toestand van die gemeente was, wat ek sopas gelees het, dan verstaan 'n mens waarom Paulus 'n beskrywing gee van God se liefde. Maak dit sin? Teologies maak dit sin? Daarom vir hierdie hoofstuk in 1 Korintiërs 13, omdat hierdie liefde ontbreek het, selfs met die gawes van die Heilige Gees. Kom hy en hy gee vir ons 'n beskrywing, en die eerste ding wat hy vir ons sê is, dat liefde van God is uiters belangrik. Hy aksensieer die belangrikheid van die liefde. Kom ek lees dit weer in Korintiërs 13 vers 1. Hy sê, al sou ek in die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie. En jy gaan hierdie sinsnede 3 keer hoor in 3 verse. As ek nie die liefde het nie, is ek 'n lydende simbaal en 'n klinkende metaal. Dan kom hy vers 2. Hy sê, as hierdie gemeente, en dank die Here, dit is nie so nie, maar as hierdie gemeente die gawe van profesie het, as hierdie gemeente die geheimenisse weet, as hierdie gemeente al die kennis het, as hierdie gemeente al die geloof het om werke te versit, so, dit wil gedoen word. Dan sê hy presies dieselfde sinsnede as vers 1, en nie die liefde het nie. Weet jy, vat 'n highlighter en kleur dit in.
Want dit is die eerste belangrike waarheid wat in vanmôre se preek is. Hy gaan in die 3de verse, hy sê, al sou ek my goed uitdeel, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, dis die uiterste. Is dit waar? Dis die uiterste. Hy sê die 3de keer, en ek het nie die, wat nie? Wat is dit? Liefde sou my niks baat nie. Hoor jy wat hierdie skrywer, die outeur sê? Hy sê, al het ons die taal, al het ons die profesie, al het ons die kennis, al het ons die geheimenisse, maar sonder die liefde het ons niks. Dan gaan Paulus verder. En van vers 4 tot 7, nou moet jy mooi hoor, ek gaan persoonlik met ons gesels vanmôre, nie nodig om te skree nie, ek gaan persoonlik met die gesels vanmôre. 1 tot 3, as jy nou weer die hoofstuk gaan lees, dan gaan soek jy wat is die belangrikheid van liefde, want dis wat Paulus vir ons wil sê, dis essensieel. Sonder die liefde is ons niks. En die tweede ding wat hy sê is, hy maak 'n lys van die kenmerke van God se liefde. 'n lys van die karakter van God se liefde. Jy sien, omdat hierdie hoofstuk so uiters bekend is in die Bybel, lees ons verskriklik vinnig oor hierdie hoofstuk. En ons mis kernwaarhede. Hy sê, wat is die kenmerke van God se liefde, die agape liefde? En gemeente, wanneer ek vanmôre hierdie goed praat, dan praat ek met myself. Ek gaan ernstig met die gesels vanmôre. Ek glo dat God van jou en my as kind verwag om draers te wees van die agape liefde. Ek glo dat die kenmerke van die agape liefde moet nie passief wees nie, maar aktief. Die kenmerke, hoor mooi, moet uitgeleef word. Dis een ding om te sê, nee maar, ek weet wat hier staan in vers 4 tot 7, dis baie mooi wat hier staan, lankmoedig, vriendelik, nie jaloers nie, dis baie grand, mooi Afrikaans woord. Maar dis nie wat hier staan nie, mense, ons moet agter dit lees, en dit is wat die boodskap vanmôre baie dringend maak. Daar word van jou en van my verwag om die kenmerke soos dit hier gelys is, uit te leef. Ek wil jy, ons moet vanmôre maar 'n tik langs hierdie kenmerke sit. En ons moet maar kyk vanmôre, leef ons die dinge, nie lees ons die dinge nie, leef ons die dinge. Nommer 1, liefde is lankmoedig. So wat verwag God van jou en van my, as ons dan sê ons is kinders van God? Hy verwag dat ons geduldig en verdraagsaam sal wees. Hy teks hier so 2 keer voor my ry, dan sê ek dat ek my gou 1 Korintiërs 13 lees. Liefde is lankmoedig. Al behandel ek nie dit vanmôre, as ek weer spreek, sal ek die ander 2 goed behandel. Maar vir my is dit belangrik dat wanneer ons 1 Korintiërs 13 gaan lees, dat ons die belangrikheid van God se liefde in ag neem, en dat ons die kenmerke van God se liefde. Ja. Hy sê tweedens, God se liefde is vriendelik. Ondanks die uitdagings wat ons in ons lewe het, en baie keer is dis nie maklik nie, mense. Ek sê vir Veronica nou die dag,
ek dink vir my die ergste is, ek het nooit rondgehardloop in 'n kansel nie, maar ek was lief om af te beweeg en om so naby u te staan en regtig u in die oë te kyk en te gesels. En ek kan dit nie meer doen nie. Dit is vir my 'n verskriklike ding om nie meer te kan doen nie. Nou moet ek oppas dat ek nie in steede van vriendelik wees so neerslagtig is dat jy glad nie meer 'n glimlag by my sien. Nou vra ek vir u en vra vir myself, wanneer daai stryd gestry word in die lewe wat nie maklik is nie, kan u nog lag ten spyte van die stryd? Hy sê 'n derde ding, hy sê dat die liefde is nie jaloers nie. Ek dink ons gaan nie dit kan daaroor. Hoor gou mooi. Liefde voel nie bedreig nie. Die nuwe vertaling sê dat liefde is nie afgunstig nie. Liefde gun die sonskyn in ander mense se lewe. Dis die soort liefde wat u en ek moet uitleef wat God bedoel. Hy gaan verder, hy sê dat die liefde praat nie groot nie. Kom ons sê vanmôre vir mekaar, wat ons bereik het, wat ons vermag het in ons lewe, is nie omdat ek die vermoë of die kennis gehad het nie, dis omdat God vir ons die vermoë en die vaardigheid gegee het. Die posisie wat jy het, die geld wat jy maandeliks verdien, die hoë salaris, is nie omdat ons so grand is nie, is omdat God vir ons sy liefde gee. Kom terug by my eerste 3 verse, en daar is nie liefde nie, vat die liefde weg, dan is daar niks. Kan ek vanmôre vir u sê, ons het niks om oor groot te praat. Alwaaroor ons kan groot praat, is oor die God en sy liefde, en sy barmhartigheid en sy genade. Daar's niks waaroor ons kan groot praat nie. Want wat ons het, hoor my, en wat ons is en genade is geopenbaarde liefde van God in my lewe. So om nie te kom staan en te boast en te sê, Jessie, weet jy, ek het daarom nou dit en dit en dit. Ek het niks, man. Wat ons het is dankse God se kosbare. Is jy dankbaar vanmôre oor God se liefde? Is jy dankbaar dat die Here vir ons hierdie groot het? Hy sê die liefde is nie opgeblaas nie. Die liefde is nie verwaand nie, beteken dit. Met ander woorde, hoor nou mooi. Die liefde is nie selfverheffend ten koste van ander. Liefde, hoor my, is nie egosentries. Maar die liefde waarvan Paulus in Korintiërs 13 skryf, die ware liefde, beeld hy uit in Filippense 2, wanneer hy sê dat ware liefde ag ander mense hoor. Help my, asof. Nobody like me, Lord. Dis nou nie in die regte sleutel nie, want ek ken nie die voordeur en die agterdeur sleutel, dit is in die sleutel. Nobody like me, Lord. Pas nie by 'n kind. Ja. Spin. Dit pas nie by 'n kind. En daarom kom Paulus en in die eerste gedeelte, die eerste punt waar ons vanmôre gaan eindig ook. En hy sê vir ons, luister gemeente
luister Mike, luister Glensoe, hierdie dinge moet ons nie net van weet nie, ons moet hierdie dinge in ons werk, in ons gemeenskap, in ons omgewing, in ons huis, in die skool, die universiteit, waar ons vind, moet ons hierdie liefde uitleef. Ek dink die uitdaging, Christus, is juis om hierdie goed vanmiddag weer te gaan lees en te sê, môre as ek in my werksplek is, dan moet ek die goed gaan uitleef. Ek moet verdraagsaam wees as hy baas op my vloek. Is ek reg as ek dit sê? Verstaan nie ook die woord so? Hy sê die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde verhoed, hoor mooi, dat ons dinge sê en dinge doen wat afbreekend is in mense se lewe. Maar ware liefde, agape liefde, sê, hoor my, en doen dinge wat opbouend is in 'n mens. So ons as die liggaam van Christus word geroep vanmôre om die agape liefde te leef, dat ons in die week wat voorlê, in steede my broeder af te breek, na hom toe te gaan, my suster af te breek, na haar toe te gaan en te sê, nee, spot on my. Bou mense op en breek nie mense af. Dis wat die Bybel sê. Ek kan nie anders preek nie, ek moet preek op die staan. Soos amper klaar. Liefde soek nie sy eie belang nie. Liefde neem altyd ander mense se geestelike, se tydelike behoefte in aanmerking en het meer gevoel vir die swakheid van ander. Help hulle reg met sagmoedigheid sê. God se liefde soek nie sy eie belang. God se liefde word nie verbitter nie. Ouds, hoor gou hier. God se liefde behoort nie ons soos 'n klein baba te laat gedra en as iets nie volgens ons verloop, dan om 'n tantrum te gooi en kwaad te word en te vererg sonder oor enige ding. Dis nie God se liefde. Hoor u wat sê die Bybel? En ons lees en ons quoteer hierdie goed so maklik. Maar wanneer laas het ons gaan stil staan en dit probeer eenvoudig maak en gaan sien hoe van toepassing dit eintlik is op ons lewe? Nog 2 dan se klaar en dan gaan ek afsluit met die gedagte. Liefde. Reken die kwaad nie. Hoor jy wat ek sê? Liefde vergeld nie kwaad met kwaad. Liefde is daarop ingestel om die kwaad deur die goeie te oorwin. Kom ons vat saam en dan gaan ek afsluit. Ek sal die volgende boodskap, die ander 2 punte, anders is dit 40 jaar en nagte. En daai beesbout wat julle nou daar in die oond het, kan men miskien verbrand. So ons gaan oor die ander 2 punte later gesê. Ek skuld julle nog 'n ander preek ook wanneer ek gesond is, maar ek kan nie meer lank preek. Ek sukkel om lank te preek. Die voet wil nie staan. Hoor my baie mooi. Liefde konformeer nie met ongeregtigheid. Liefde en ongeregtigheid, ek praat van God se liefde,
liefde en sonde, ongeregtigheid, is nie tweelingmodies. As ons draers is van God se liefde, die kenmerke van sy liefde, gaan ons totsiens sê vir sonde en ons gaan hom volg wie vir ons die liefde kom toon het en kom bewys het. Kom ons vat saam. Het ons dit, gaan ons dit uitleef hierdie week? Liefde is lankmoedig. Liefde is vriendelik. Nou kan ons dit goed verstaan, want ek het ons nog gepraat. Liefde is nie jaloers. Liefde praat nie groot nie. Liefde is nie opgeblaas nie. Liefde handel nie onwelvoeglik nie. Liefde soek nie sy eie belang nie. Liefde word nie verbitterd nie. Liefde reken die kwaad nie toe nie. Liefde kompromieer nie met sonde. Ek wil 2 versies waarmee ek wil afsluit vanmôre. Die een versie is geskryf in 1 Johannes 4:16. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. Dit wat ons in Korintiërs en die brief aan Korinte gelees het vanmôre, sê vir ons iets. God is liefde. Wanneer ek weer met u praat, gaan ek met u praat oor die 3 kernwaarhede van hierdie God, waarvan Paulus in 1 Korintiërs 13 skryf. God is liefde. En dan die laaste versie, en dan gaan ek vra dat die musikante na voor. Het u die boodskap? Het die boodskap gepraat? Verstaan jy die boodskap? Verstaan jy wat is ons uitdaging vir die lewe? Want is een ding om 'n mooi preek te preek, maar as ons die uitstap in soos hy beesbou eet, of soos hy tweede slice eet, dan sê ons, Mike, waaroor het hy nou mee gepraat? Ons moet dit ons nou kan leef, né? Die Bybel sê in Romeine 5, hy sê, dis nie ek wat die liefde in jou hart uitgestort het. Dis nie Pastoor Leslie wat die liefde in jou hart uitgestort het. Die Heilige Gees het die liefde van God in ons hart uitgestort. En as u dit glo en ek dit glo, dat dit die Heilige Gees is wat die liefde in ons harte uitgestort het, dan moet ons die kenmerke van agape liefde leef. Ons moet dit doen. Ek sluit af met 'n koortjie wat by of tot my hart gespreek het in my voorbereiding. Leslie dit vanmôre sê, ek sê, Here, ek moes dan hieroor praat. Tannie Sue vir ons sê, never fail me yet. Jesus' love has never failed me yet. There's one thing that I know, that wherever I may go, Jesus' love will never fail me. As dit is wat jy en ek van God se liefde dink vanmôre. 'n Liefde wat nog nooit gefaal het nie. 'n Liefde wat nooit sal faal nie. 'n Liefde wat nog nooit teleurgestel het nie. Die grootste kruis wat ons gedra het, was God se liefde daar. Dan wil ons vanmôre as 'n gemeente wil ons die Here eer
vir sy onfeilbare liefde. En ons wil antwoord op sy onfeilbare liefde. En ons wil sê, Here Jesus, ons wil 1 Korintiërs 13 van vers 4 tot 7 nie net lees nie, ons wil dit leef. Wil jy vanmôre saam met my staan as liefde u nog nooit teleurgestel het, staan saam. As liefde, u wat nie kan staan nie, ons verstaan. As liefde u en my dan nooit teleurgestel het nie, is dit regverdig van God om vir jou en my te vra om die kenmerke van sy liefde te leef. Ek dink nie gaan die preek maklik vergeet. Kom ons staan en ons sing. En as jy kan, wil jy nie net vir die Here sê, dankie vir jou onfeilbare liefde. Sing dit saam. Gee maar so by vir die Here, sê dankie vir sy onfeilbare liefde. Kom ons sing. Dankie Jesus Christus. Amen. Gaan eet julle beesbout. Bye bye. Gaan my net 5 minute, ek hoor nie langer as dit te wees nie, ons wil ook dit nie aanjaag nie, maar ek voel dit is nodig. Ek wil vir Kobus vra, Miriam, en dan ook vir Neil en vir sy vrou, en dan ook vir Baren daar agter, dat hulle gou vinnig net hier voor kon staan. Ek wil net so 'n kort gedeelte met die deur. Ja, die kleintjie Jolandi sal dan kyk as hy hoor. Maar hy sal nie hy slaap. Nou Neil en Barend is nou al vir 'n paar maande sal hulle al op die kerkraad. Maar ons wil, ek voel ek wil dit spesiaal dat julle sien in die gemeente dat ons dan ook so 'n bietjie jonger mense het. Kobus is al 'n bietjie ouer, hy is 'n bietjie grys en so aan.
Maar ons wil vir hulle dan ook net, ons het Kobus ook nou onlangs gekoopteer op die kerkraad. Ek wil graag vir julle net hierdie volgende paar verse voorlees uit 1 Timoteus die 3de hoofstuk. Dit is 'n betroubare woord en as iemand na opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Om 'n diaken in 'n kerk te wees, om diens te doen, is 'n voortreffelike werk. Met ander woorde, dis nie afskeepswerk nie. Daarom wil ek julle aanmoedig om vir die Here te werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie, maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestaande, sodat hy nie in 'n veragting en in die stryk van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit 2 monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuilgewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou, en hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak, daarna as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Geliefdes, ek wil vandag vir julle 3 mense sê wat nou op die kerkraad is. Ek wil vir julle aanmoedig, en as julle na hierdie gedeelte gaan kyk, jy sal mooi sien, die Here sonder julle nie uit om te sê dat julle goeie werk gedoen het ergens nie. Want al hierdie dinge wat hy hier voorhou na 'n diaken of 'n opsiener, soos wat hy dit hier beskryf, is karaktertrekke. Met ander woorde, en daardie karaktertrekke kan alleenlik ontwikkel word wanneer jy in 'n verhouding met die Here staan. Met ander woorde, wanneer jy die woord van die Here lees, wanneer jy bid, wanneer jy bedien teenoor ander mense. Ek wil vanmôre vir u sê dat 'n kerkraad is aktief wanneer hy onder die mense van die gemeente werk en daar 'n verskil maak. En daarom wil ek julle aanmoedig om in alle opsigte versigtig te wees, hoe julle leef en wat julle doen, want die wêreld kyk ook na julle, soos wat die kerk ook na julle kyk. Kyk hulle na julle en wil graag hê julle moet die beste doen. En dan die vers 10, en ek gaan daarmee afsluit, en hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak, daarna as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Nou ek wil vir julle sê, u het al reeds 'n proeftydperk deurgemaak. Ek dink julle is lankal in die gemeente, mense het julle al aanvaar, en ek wil julle aanmoedig, kom ons werk vir die Here. Amen. Ja, kom ons werk vir die Here en ons dien die Here in alle waarheid. En ek gaan vra dat die gemeente net julle hande uitstrek na hulle, terwyl ek hulle vanmôre aan die Here opdra. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie 3 broeders saam met hulle vrouens, Here, en ons jong broeder en u kan opdra vanmôre, Here, vir besonderse dienswerk in die koninkryk van God. Ek wil besonder bid, Here, dat daar 'n salwing op hulle bediening sal rus, dat hulle werklik, Here, in hulle harte vir die Here sal leef, en soos wat ons vanmôre ook in u woord gehoor het, dat ons diensbaar sal wees, Here, met groot liefde, en dat ons sal omgee en sal ag gee, Here, op ander, Here, wie dit dalk so nodig het. Seën hulle in hulle bedieninge, Here, en gebruik hulle tot lof en eer van die groot naam. Dit is my gebed vir hulle
Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Mag ek net vra terwyl die kerkraad ook gou vinnig die ander broeders net vir hulle elkeen 'n handdruk kom gee en dan gaan ons laaste slotlied sing terwyl ons dan ons tiendes offergawes vir die Here gaan bring. Slotlied saam terwyl u dan die tiendes en offergawes hier in die kusse kom plaas. Baie dankie. Ek het die dag met die rekenaar, ek het donderdag 'n begrafnis gehad, wat ek moes in Nelstroom gaan doen. En toe tik ek na my preeknotas, maar hierdie eistertjie bly tik 'n ander ding. En dan moet ek hom nou eers weer uitvee. Dan moet ek so sukkel met die een hand. So baie dankie, mag die Here vir julle seën. Kom ons bid net saam en ons vandag. Here, baie dankie. Ons vanmôre die geleentheid gehad het, Here, om so in u teenwoordigheid te kon wees. Dankie, Here, vir u onbaatsigtelike, groot, wonderbaarlike liefde. Here, om te dink dat 'n Vader wat in die hemel is, ons so lief kan hê. Here, dat u eie seun vir ons gegee het. Here, op grond van daardie liefde staan ons vanmôre, Here, en ons sê vir u dankie, Here. Dankie dat u ons so lief gehad het. Dankie dat u ons by die naam geroep het. Dankie dat ons vanmôre kan sê, Here, ons is erfgename van die Vader. Here, en ek wil vanmôre besonder bid, Here, terwyl ons nou uit mekaar uitgaan, dat u ons sal vergesel met u teenwoordigheid, en waar ons by ons huise kom, en waar ons met ander mense in aanraking kom, Here, dat ons sal getuig van die wonderbaarlike liefde van God. Here, dat ons werklik met mekaar sal kan deel, dit wat die Here op ons harte gelê het, dat ons getuienis sal gee, tot eer van die Here. Vandag is nou met die liefde, Here, en bring ons weer by 'n volgende geleentheid by mekaar, om, Here, net aan u al die eer te bring. Dit is my gebed, en ek sê vir u dankie daarvoor. Amen. En net vir my geleentheid met die Here, kom nog graag vir jou en dit gee dan.
Onthou om julle kerk huis te gaan haal asseblief.